Goeiemôre aan elkeen van u hier en baie welkom ook aan almal wat hier saam met familie kom ondersteun by die geleentheid en wat besoekers gesien. Ons hoop dat u rondom die verkeer die dinge daar goed getref het en ons kan mooi betydstinne begin vanoggend. Ek wil net vir u sê ook van die gemeente se kant af en van ons persoonlik af baie sterk vir elkeen van julle in hierdie hartseer. Ons weet die Here is hier by ons vandag. Ons weet die Here is met ons in die verlede altyd, hy sorg vir ons en hy neem ook vandag ons in sy hande en hy wil ons vertroos en hy sal ook vandag en môre en in die tyd vorentoe op 'n besondere manier by ons wees. Baie sterkte aan julle almal. Ons weet julle is 'n naby familie. Julle familieverhoudinge onderling is vir julle baie belangrik en kosbaar. En daarom is dit vir my ook 'n manier waar ons weet ook julle troos mekaar en julle staan mekaar by en julle help mekaar. Mag die Here julle ook in hierdie omstandighede seën en julle ook krag. Broers en susters, ons diens verloop nou so, dat hy ons so sit, luister ons na the Lord is my shepherd. Sometimes the soul grows tired. Life moves fast. The mind carries many worries. And the heart begins to feel heavy. But there is a place of peace. A place where fear becomes quiet. And the soul can finally rest. That place is in the presence of God. Today, remember this truth. You are not walking alone. The Lord is your shepherd. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He leads me to green pastures, where my soul can breathe again. Beside quiet waters, He guides me, and the noise of the world fades away. He restores my soul with gentle mercy and fills my heart with peace. You are my shepherd, Lord, the one who leads my life. Even when I lose my way, your love brings me home.
walks beside me. His rod and his staff protect my path. In the shadow of fear, his presence becomes my courage. You are my shepherd, one who guides my heart, even when the valley is deep. You light the darkest path. You are my shelter, my strength when I am weak. In your presence I find peace. In your presence I can breathe. The valley does not last forever. The darkness you feel today is not the end of your story. Because the shepherd never abandons his sheep. When the path becomes uncertain, he walks closer. When fear whispers in the night, his voice speaks louder. And the soul remembers, God is here. You prepare a table before me, even in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, and my cup overflows with grace. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. You are my shepherd, Lord, my peace when storms lead. Your love surrounds my life and removes every fear. You are my refuge, Lord, the one who holds my soul. And wherever my path may lead, I know you are in control. The Lord is your shepherd. You are not alone. Rest in his presence. Walk in his peace. And let your soul be restored. Here baie dankie dat ons kan stil word in die teenwoordigheid. En dat daar waar U is, vertroos U, maak U heel, bring U ons nader aan U en nader aan mekaar.
ons te midde van ons hartseer kan weet ons kan U volledig vertrou. Ons sê vir U baie dankie dat U ons op die skoot tel en ons wil troos met U ewige liefde. Ons sê vir U baie dankie dat dit 'n werklikheid vir ons is. En Jesus Christus wat gesterf het en opgestaan en die dood vir ons oorwin het. Hy was die volledige antwoord op die sonde. Hy het hierdie gebroke verhouding volledig kon herstel, sodat ons as nuwe mense kan leef. En daarom het ons vanoggend vir Tannie Margaret, kinders, kleinkinders, ons weet hulle harte is seer. Maar ons weet ook, hulle het volledig geleef. Ons weet ook dat hulle naby aan mekaar is en naby aan hom Johan was. Ook in sy siekte en ook in sy sterwe is hulle daar vir mekaar. En dit is nie vandag baie algemeen dat families regtig vir mekaar omgee. Want om te gee vra tyd en energie en opoffering. In 'n wêreld waar baie mense so selfsugtig geraak het, is elke familie wat omgee naby is en mekaar versorg vir ons 'n juweel in hierdie lewe. Dankie Here dat ons weet dat U hulle ook versorg het in hierdie afgelope tyd. En dat U dit steeds sal doen. Dankie vir Tannie Margaret wat gekies het om Johan tot aan die einde by die huis te versorg. Dit sê so baie van die liefde wat hulle vir mekaar het. En die ewige liefde wat U vir ons het, wat ons maar net nie oor mekaar kan uitleef. En daarom vra ons Here, seën ons in hierdie oomblikke wanneer ons ook na U woord gaan luister en dit gaan oordink. Seën ons in hierdie tyd wanneer ons terugdink aan die kosbare lewe van Johan, maar oor alles seën ons met 'n nuwe vertroue in U en om te weet dat ons die pad elke dag voluit moet loop, die pad van die lewe, want dit loop vir ons uit op 'n alles oortreffende heerlikheid. Dankie daarvoor, Here. Amen. Kom ons sing dan lied 292 vers 1, my enigste troos. Skriflesing vir 2
hoe hy sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap, verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weer lê straf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. En as er 'n tyd kom, wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie, hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters vir mekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor en hulle tot verdigtings wend. Maar bly jy in alle omstandighede nigter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegee. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en uitvolgehou. Nou wag oorwinnaars vir my die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Ons lees net tot sover, mag Here ook hierdie geleesde gedeelte ook in ons harte kom bevestig. Broers en susters, ons is vanoggend hier by mekaar om terug te dink aan die lewe van Oom Johan. Ons is ook hier om afskeid te neem. Maar ons is ook hier om in die geloof 'n paar belangrike kosbaarhede met mekaar te deel. Om te sê, maar dit is die beloftes waarvan ons gaan leef. Dit is die dinge wat maak dat ons kan aangaan in die lewe. Ek het nou so 'n hele ruk gelede op die sosiale media is daar 'n foto van 'n man en 'n vrou wat in 'n spur in 'n restaurant sit en hulle hou hande vas en hulle doen 'n tafelgebed. En die opskrif daarby is dat ons net aanhou doen wat ons doen om anders te wees. En met daardie prentjie in gedagte en met julle as familie en huisgesin in gedagte en omstandighede van vanoggend wil ek vir u sê, dit is die uniekheid van ons Christelike geloof. Al die ander goed in die lewe werk anders uit. As ons brandstoftank volgemaak en dan weet ons die wysertjie loop van vol na leeg, ver ons ry. Vir meer, sien ons swaai naaltjie af na 0 toe en dan sê vir my vrou dat ek sê jy moet brandstof ingooi. Sy sê maar ken mekaar. Hy kan nog so eentjie gaan, maar hy is op pad om leeg te word. Kyk ons na ons koskas by die huis, as ons geld het, ons koop kos, ons vul die voorrade, maar dan loop dit van vol na leeg. Gaan nou ons vakansie, dan sien ons verskriklikheid daarna, en ons sê, ons het nou al weke uitgesien na hierdie vakansie, en as ons begin met die vakansie, dan sê ons het 'n heerlike 10 dae by hierdie vakansie oor. Of ons het 'n pragtige 2 weke in hierdie wonderlike natuurskool. En as dit nader kom dat jy huis nie gaan, dan sê ons nou môre seker weer die seile oppak en die karavans maak en die penne pak en die paal en dan gaan ons huis. As ons op pad vakansie toe is, dan praat ons lekker met mekaar, ons is opgewonde. As ons terug gaan huis, dan sê ja, jy weet, ons moet nou weer dit gedoen as ons by die huis is en ons moet die geete skoonmaak en ons moet die krane wat lek wegmaak. Nee, dit is ons waarmee ons weet. Dis dit dan met almal gaan. So, en die lewe werk ons van vol na leeg. En die geloof werk ons van vol na volheid. Is dit nie wonderlik? Dit is so wonderlik. En dit
saggies gepraat. En hy sê, 'n mens het nou maar niks eintlik om na uit te sien. En ek weet waarvan ek gepraat het, in sy lewe hier, in sy lewe hier. Maar ek weet aan die ander kant as gelowige, het hy uitgesien, omdat hy 'n kind van die Here is, om by God se heerlikheid uit te kom, die nuwe hemel en die nuwe aarde. En ek het rustig gedoen aan die net gesels en maar ons het ook daar met mekaar gesels, ons werk nie met goedkoop troos. Ons het dit baie duidelik vir mekaar gesê, wat die werklikheid is die werklikheid. Want ons mense het maar met die dood en met lyde, dit bly vir ons 'n verleentheid. Dit is nie iets wat ons graag op ons agenda wil hê. Ons probeer dit vermy en uitstel. Aan die ene kant het ek nou gesê, daar is nie meer veel om uit te sien, want hy het gepraat van sy fisiese omstandigheid. Maar verder weet ons, hy was gereed en hy het uitgesien om van hierdie ou lewe met sy beperkings en sy swaar kry en sy opdraandes, om dit te los en om oor te gaan na die heerlikheid by God. En weet die broers en susters, daarom is dit goed dat ons met mekaar vanoggend praat. Wat is so anders? Wat is so anders? As 'n mens 'n ongelowige is, dan leef jy ook van vol na leef. Jy geniet jou jong lewe, jy geniet alles in die lewe, dit is basies 'n beker wat jy wil uittap en uitdrink en alles met al die goeie wonderlike goed, want jy kan leef tot eendag kan jy net dan maar tot 'n einde kom. Iets van die boekpredikers is waar, ek sê, 'n klomp dinge is sinloos in hierdie lewe. Maar tussen dit alles, as gelowiges, dink ek aan die prentjie van die man en die vrou by die restaurant wat sit en bid. En die onderskrif wat ons moet aanhou om anders te wees. Want broers en susters, ons is nie hier finale bewoners, ons het nie hier 'n permanente adres. En hoekom leef ons anders? Ons leef anders want God het ons lief gehad. Ons is nie deel van die wêreld. As ons deel is van die wêreld, sal ons as 'n slegte nuus vir ons kom, sal ons vloek en skel en verfyn en ons sal woede en aggressie wees en allerlei dinge, omdat dinge nie loop soos wat ons dit wil hê. Dis nie deel van ons plan en ons sal die hele tyd onvrug voel. As ons deel van hierdie wêreld is, dan vergeld ons kwaad met kwaad. As ons deel van hierdie wêreld is, dan hou ons haat in ons hart. As ons deel van hierdie wêreld is, dan leef ons van vol na leeg. Maar omdat ons gelowiges is, doen ons dinge anders. En dit beteken ons glo. Ons glo in Jesus Christus wat na hierdie wêreld toe gekom het om in ons plek aan die kruis op Golgotha te sterf. Ons glo dat hy opgestaan het uit die dood uit en dat ons saam met hom gesterf het en opgestaan. En daarom ontvang ons genade op genade. Genade op genade om hier te leef, tussen stikkende omstandighede, tussen slaggate en elektrisiteitsonderbrekings en tekorte in begrotings en al die ander goed wat ons elke dag kan omkry. Dat ons vrede lê nie in 'n voorspoedige ekonomie en in 'n wonderlike politiek en 'n pragtige land. Ons vrede lê nie daar. Ons vrede lê in Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. En as gelowiges leef ons ook so. Ons leef met vrede
en met liefde. Wanneer Paulus hierdie gedeelte skryf, dan skryf hy net aan 'n baie jonger Timoteus. En hy sê, hy is besig om aan die einde van sy lewe te kom. En die hoor dat by die Petertent sal die lampies van vol na leeg toe gaan. Maar in ons lewens gaan dit net nog vorder. En wanneer Paulus skryf oor die laaste paar hoofstukke of die laaste hoofstuk in sy lewe, dan is dit nie moedeloos nie. Hy is nie vies nie. Hy kom nie net hier en sê, Here, weet jy wat, ek wil nog 5 of 10 jaar 'n goeie lewe leef. Maak op vir al die kere wat ek in tronk was, en wat ek sonder kos was, en wat ek koud en honger was, en wat ek gevlug het vir mense, en vir die kere wat hulle my gegeesel het. Maak 'n bietjie op, ek soek ons 10 goeie jare. Nee, Paulus doen dit nie. Hy sê vir Timoteus se woorde is 'n drankoffer uitgegiet. Hy sê wat my aanbetref, ek word alreeds soos 'n drankoffer uitgegiet. Nadat hy vir Timoteus so mooi gesê het, hou aan met die evangelie. Hou aan om anders te wees, nee. Hou aan om anders te leef, te dink, te werk. Hy sê dat vol, verkondig die woord. Dan broers en susters, ek hoef nie vandag 'n lang leksie te gee van hoe dat hierdie dinge gebeur in die wêreld waarvan ons deel is. Dat mense nie plek het vir die evangelie in hulle lewens. Dit kom maar daar neer. Hy sê die tyd van my dood is voor die deur. En hy kom sê dit nie met 'n hartseer gemoed. Paulus kyk terug en hy weet, sy lewe was vol gewees. Hy het op 'n stadium na die Filippense brief gesê, ek weet hoe my alle omstandighede in die vertaling gesê, om my te behelp. Ek weet wat dit is om, wanneer dit goed gaan, en ek weet wat dit is om swaar te kry. Ek weet wat dit is om genoeg om te eet. Ek weet wat dit is om honger te ly. Paulus het dit al gesê. Hy was 'n mens wat deurdrink was van geloof en van God se genade. En nou hier aan die einde van sy lewe kyk hy terug en hy sê, die einde van my lewe is naby. Maar ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig volgehou. Nou wag oorwinnaars oor vir my die lewe by God. Dis wonderlik, dis goeie nuus. Dis nuus wat ons in 'n gedempte atmosfeer met ons hartseer is dit nuus wat ons kan optel. Om te sê, ons lewe loop nie van vol na leeg nie. Ons lewe loop van vol na volheid. En dit is wat Paulus hier kom sê, en wat ons ook vanoggend met ons kom saamneem. En om Johannes geweet, as hy terugkyk op sy lewe, dat hy goeie lewe gehad, saam met hulle maak. 57 jaar getroud, dit is 57 jaar lang was hulle getroud. Wonderlik, geseënde jaar, ook met opdraandes, maar geseënd en by mekaar. En nou vanoggend, selfs ons weet, wanneer op Johannes teruggekyk het hy geweet die laaste hoofstuk van sy lewe word ook geskryf. Maar ons is nie verloorders in hierdie lewe. En daarom sê Paulus dit so mooi. Hy sê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig en uitvolg. Net voor dit sê ek het die goeie wedloop afgelê. Daar is vir my nie 'n ander gedeelte om aan te dink vanoggend as ek ook dink aan Johannes se lewe. Dat hy die wedloop gelowig en volgehou. Nooit teruggekom met verbittering. Hy het dit verdra en gedra tot op die einde. En broers en susters, hoe geseënd is ons nie om as gelowiges op so 'n manier in hierdie lewe te kan leef. Ons raak nie verbitterd nie, ons gooi nie haat rond of verwyte rond nie, maar ons is mense wat
met 'n koninklike vrede in ons lewe leef. En mag dit waar ons vanoggend geluister het, en dit waar ons vanoggend gedink en gebid het, mag dit met elkeen van ons bly. En Johannes se lewe wys vir ons leef anders. As gelowiges leef ons anders. Kom ons hou aan om anders te leef. Kom ons hou vas aan die wonderlike beloftes, dat ons nie leef van vol na leeg, maar dat ons leef van vol na vol. Elke dag wat jy hier is, elke oggend wat jy wakker word, sê vir die Here dankie vir nog 'n dag. Elke dag wat jy nog hier is om te leef, vul dit met die mooi dinge, omdat ons anders is. Ek het nou die dag 'n dominee gehoor wat 'n seun het gespreek het, en hy het gesê, gaan wees vriendelik. As die ander nie vriendelik teenoor jou is nie, wees nog meer vriendelik. Dit is so klein iets, net om te sê, ons leef anders. Mag die Here elkeen van julle sien. Julle is 'n kosbare gesin en familie. 'n Kosbare familie. 'n Familie wat mekaar bystaan en bly versorg. En mag die Here op 'n wonderlike wyse met julle wees op die pad vorentoe. Kom ons staan en sing ons laaste lied 163. Mag die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met ons elkeen wees en bly. Amen. Ek gee nou aan Johan geleentheid, en asseblief voor 'n paar sake te doen afhaal. Goedemorgen vrienden en familie. Nou, jullie zijn niet wachten. Familie heeft mij gevraagd om loofrede voor het lezen in de dankdienst te doen. En we beginnen met die loofrede. Ons is vandaag hier om een leven van de vier van onze geliefde met de waan, Opa, en Johannes. As julle vir Johan geken het, sal julle weet, hy was altyd vol grappies en vreeslik lief vir kinders. Kinders onthou hom as spelerig en sterk en raadsigers. Johannes is gebore op Vrydag 20 September 1945 en het groot geword in Johannesburg. Hy was een van 12 kinders.
Maar weet asseblief, my liefde en gedagtes is by julle. Oom Jan. Vir baie was oom Jan 'n geliefde man, maar hy was soveel meer. Hy was soos 'n pa vir my toe ek 'n klein dogtertjie was. Hy het my gesien soos min mense dit doen. Hy het my laat voel ek is belangrik, dat ek saak maak, dat ek genoeg is. Ek onthou hoe hulle my uitgevat het vir 'n piknik op 'n kombersie, so op die groen gras, perdewedstryde, daar in ongebondenheid, daar die spesiale tye saam as 'n klein dogtertjie. My warmbad toe geneem oor naweke, vir my swemtjoepies gekoop, want ek kon nog swem. Ek kry die reukie vandag nog van elke swemtjoepie wat my elke keer terugneem na jou toe, Jan. Julle het vir my klere gekoop toe ek nie veel gehad het nie. Dit was nie net daar nie, dit was egte voorwaardelike liefde. Al is hom nie meer met ons nie, sal jou liefde en die mooi herinneringe altyd bly voortleef in ons harte. Oom Jan het 'n merk in my hart gelos. Rus sag, baie liefde Pikkie. Ag, papa. Toeksie, liggie van Angelique en Jonita ook van die Kaap. Met dankbaarheid in my hart. Dankie Tannie Margaret en kinders vir die geleentheid waar ek graag by almal wou wees en vir julle elkeen 'n persoonlike drukkie sou gee. Ek is so dankbaar dat ek hierdie uit my hart vir julle kan sê. Oom Jan, jy is die beste oom in my lewe gewees. Jy was vir ons 'n voorbeeld van 'n opregte, geliefdevolle en eerlike oom wat nooit sleg of verkeerd kon sien van enige mens in ons lewe nie. Kind van die Here, so ken ek jou, Oom Jan. Tannie Margaret, onthou jy die hartkoek as Oom Jan verjaar het? My ma kon nie wag om dit mooi te versier met sy verjaarsdag. Ja, Oom Jan, die rooi cherries op die koek, die liedjie Hart, waar ek en my sussie toe ons klein was gedans het, dit was jou liedjie. Tot vandag speel ek dit. So 'n paar maande terug, wat ons so lekker gelag het oor die lekker dingetjies wat ons kon deel en Tannie Margaret, waar ek beloof het, ek sal elke sussie probeer kontak. Oom Jan, jy laat ons nou agter, maar Jesus het planne vir ons. Elkeen wil net vir jou sê, jou kinders en die kleinkinders, volg jou in die voorbeeld. Tannie Margaret, jy en Oom Jan, was en sal altyd die beste doen dan jy bly. Geliefde Tannie, steeds sal ek vir jou nie bly opkom. Jy is fantasties mense en dankie dat Tannie deur jou moeilike siektye ook nog steeds Oom Jan opgepas het. Ek wens julle almal krag van Jesus af en groot blessings. Ek lief julle baie. Groete uit Kaap, Toeksie. Lorraine Roseround Dresden, now in Scotland. I'm so sorry I can't be there in person today, but please know I'm thinking of you all and holding you in my heart as you say goodbye to Johan. Living in the same complex, I got to know Johan not just as a caretaker, but as a truly kind and caring person. He was always there, quietly helping, never looking for thanks, just someone you could rely on. I will never forget what he did for me after I lost my son. He made me a little meerkat garden, completely out of the blue. It meant more than I can ever put in words. In such a painful time, that small act of kindness brought me real comfort. That was Johan, thoughtful, gentle, and always looking out for others. And I still remember the day my jacuzzi caught fire and I didn't even realize. Johan stepped in straight away and took control of the situation. He stayed calm, helped me through it, and made sure everything was okay. That is just who he was, someone who showed up when it was
coffee, exchanged stories of everyday life, and spoke openly about the challenges and joys within the community. Just 2 weeks ago, we spoke again, and I will always treasure that conversation. Although he mentioned his illness, I did not realize how serious it had become. His kindness, warmth, and openness left a lasting impression on me, and I will miss him deeply. In memory of him, we have sent a bouquet of flowers, the white roses of Rosemount. We're always his pride and joy, and I hope these flowers bring a small reflection of the beauty he cherishes so much. Please accept my heartfelt condolences. I hope you find comfort in the many lives he touched and memories he created. With deepest sympathy, Estelle. Jean, son of Charmaine, cousin of Angelique and Juanita. Auntie Margaret, I'm so sorry for your loss and our loss to the family. Uncle Annie was such a wholesome man and truly adored him, and I truly adored him. I remember him so well from the days, especially when I was younger and we would play on the plot. As a young boy, I would always be most excited to see Uncle Honey when we got together for a ride, because I knew he would make time to play ball with me, or swing me around, or carry me upside down, or something. Somehow, he was always so strong, even compared to me as a teenager. I remembered how impressed I always was at how physically fit and well he was. Uncle Honey was just a hard-working man and someone who was a great role model for all of us. I'm crying here myself today, and I want you to know how much I care and love you both. I'm sorry that I can't make it today, Uncle Honey, but just now I have the fondest memories of you, and I'll see you one day in heaven. With love, from John. Zo, heerlijk. Ik heb een paar dagen om te doen. Maar ik wil niet eerst een whisper voor jou. Dan ben ik het wel op de kist. Een paar dagen doen. Eerst het vir ons uit ons harte dankie sê vir Boekie wat daar so mooi bygestaan het, versorg het oor die afgelope paar maande en veral die laaste 2 maande wat baie moeilik was. Ons waardeer dit so baie, dit was nie maklik nie, weens jou fisiese gesondheid, wat dit nie altyd kon byhou nie, maar jy het deurgekry. Dankie aan Amber, wat ook al ouma bygestaan het en tyd opgeoffer het, toe ons nie kon nie. Ons waardeer dit opreg. Dankie aan Dr. Matthew Simmons, wat alles so mooi vir ons verduidelik het en ons deur die proses gehelp het. Dankie aan Elsham, caregivers, Sister Lauren en Gladys vir al die bystand, liefde en omgee, wat dit soveel makliker gemaak het. Dankie aan Tony van Cremations Direct vir al die reëlings en die sorg het dat alles mooi vlot verloop het. Baie dankie aan Dominee Christo vir die waarneming van die diens, Somarie vir die video-opname, Smous vir die reëlings by die kerk, die orgelis, die dames wat help met die verversings, ons waardeer dit opreg. Groot dankie vir Marie Loods wat gehelp het met die blomme in die voorportaal en die verversingstafel. Ons kan altyd op jou knoppie druk. Baie dankie. Dankie aan ieder en elk hier vandag om die lewe van Johan te vier. Ons waardeer dit dat julle hier was. Baie dankie almal. Baie dankie.
Dus ek vra dat die volgende persone wat as draers optree, met hulle plek in die vloersal kom inneem. En daarna ons na die water mekaar, en as ons verrigtinge daar afhandel is, kom ons hier terug in ons storie toe vir versings. Johan Lewis, Johanita Lewis, Angelique Taylor, Amber Taylor, Jessica Lewis en Robert Lewis. Kom ons staan aan die literaars van die kus, eindbewegingskoop vir die naasfamilie, en skriftelike om te volg.